Wees so welkom hier vanmôre. Mag u maksimaal uit sy hand uit ontvang. So bly, so vir so baie het amptelik verskoning gemaak, lang naweek. Ons het op 'n stadium amper gedink, moet ons kerk hou of moet ons nie kerk hou nie. Maar ek so bly ons maar oop gebly en dat u almal hier is vanmôre. Pragtig. Dami, geliefde Konradi. Amen. So baie welkom, gee 'n mooi handeklap. Pragtig. Pragtig. Elkeen hier mag u ryklik geseën word. Dis ons begeerte hier dat u maksimaal bonatuurlik vanuit sy hand sal ontvang. Sodat jy self smaak en sien, hier is reël. Hy's werklikheid. Nou, vanmôre en pragtig, was al vanmôre gepraat en gebedien en dis kosbaar. Waardeer dit en ek geniet dit. Nou gaan ek met u praat vanmôre oor onderwerp beperking verslind deur die onbeperktheid. Beperkte verslind deur die onbeperkte. Baie bekende gedeelte, het al vroeër hier uitbedien. Bely my diepe afhanklikheid teenoor hom. Vra dat sy heilige roeg my sal bevrug, my sal orden. Ek het regtig waar legio van hom ontvang, maar om dit nou in orde te plaas, vra guns van hom, wysheid van hom, genade van hom. Ek lees vir u vanaf die eerste vers. Het is net 10 verse, maar die eerste 8 is van kardinale belang. Probeer maksimale aandag gee. En u weet, my hart is altyd, wanneer ek hier 'n teksvers lees, vra ek en verlang ek in my gees, dat soos die Heilige Gees my gebevrug het, hy u ook sal bevrug. Maar my hart is in 'n dubbele mate. Met ander woorde, my verlange is, wanneer ons nou die woord lees, dat u dikwels meer bevrug word, as wat ek bevrug was. Sodat u maksimale heerlikheid en seën en guns van hom af kan ontvang. Want ons weet, hoor mooi wat hy sê, dat as ons aardse tentwoning, met ander woorde, hy spreek dadelik aan, hy sê dadelik, dis 'n tydelike ding. Want hy sê tentwoning. As ons aardse tentwoning afgebreek word, dit beteken hierdie vleis, hierdie liggaam, wanneer hy fisies hier op aarde gaan sterf. Hy sê, hierdie aardse, die tydelike, hoor nou mooi wat sê, ons 'n gebou, sê gebou. Met ander woorde, 'n vaste situasie. Nie meer 'n tydelike nie. Nie meer 'n beperkte nie. Maar 'n onbeperkte gebou. Met ander woorde, dit verskil radikaal van tent na gebou toe. Van tydelike of beperkte na die onbeperkte toe. 'n Radikale verskil. Nou sê hy, wanneer hierdie tydelike, wanneer ons hom oppak, ek sal net nog meer detail gee, maar ek wil net nou sê, nie almal, en ek wil amper sê, 99.9 mense wat sterf buite die tyd van God vir hulle. So vreeslike stelling wat ek maak, ek sal net nou kwalifiseer daarmee. Want hierdie skrif vat my en jou na 'n vreeslike diepte toe. U sien, niemand breek jou kamptent vir jou op nie. Jy breek homself op.
En in baie gevalle, ek het nou ons rukkie ook in 'n karavaan in 'n tent gebly hier in Secunda. Toe was Secunda nog net Mielielande, daar was niks anders nie. Mielielande, ek en Hanna daar en ons troue, net getroud tot ons daar gebly. Maar dan kom daar 'n tyd, het sy kamp, het sy vakansie of bly, kom daar 'n tyd wat jy voel, hierdie moet nou einde kry. Ons moet nou oppak. Want ek het 'n huis. Ek het 'n gebou. Skiet byna. So as hierdie aardse tentwoning afgebreek word, ons het 'n gebou. Ons 'n gebou het van God. Met ander woorde, nou trek ons in of beweeg ons in 'n goddelike woning. Gebou. En God omgebou. Hoor mooi. Ewig, ekskuus, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Met ander woorde, as ek dit so mag sê, ek weet, is bietjie vinnig, hy besit al 7 heerlikhede. Nou nie stres daaroor nie. Hemele, meervoud. Dit beteken, hy is nie beperk tot 'n hemel nie. Hy is onbeperk. Dit beweeg baie verder. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons, hoor my, ek wil dit in hierdie vers lees, and verily in this we sigh, earnestly desiring to clothe ourselves, worry, over with our habitation, which is of, nie in nie. Is krisis belangrik. So tyd vorder gaan ons nog baie dieper hierin beweeg. Nie in nie, maar of. Ons te gebou, nie in nie, maar van. 'n totaal ander situasie. Zeg ons, verlang ons, om met ons woning Afrikaans uit die hemel oorklee te word. Met ander woorde, hierdie gebou, hoor mooi, hy neem besit van die siel en van die gees. Want die tyd is afgebreek. Met ander woorde, hierdie fisiese is tot niet. Nou kom die Godgebouwde. Die God verheerlikte. En hy kom besit. Of is taking hold of the soul and of the spirit. Then the whole building will only then be complete. 'n leë huis is nie compleet nie. Amen. Hou dit vir jouself. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie, meaning there must be a building for you. Because it's possible that you can lack or stay without it. It's possible. As Melania addressed us, we need more than everything else. We need to obey. Yes. Offering is precious. But obedience more of eternal, vital importance.
so belangrik. Gekleed en nie naak bevind sal word nie. Besef, wanneer ons naak bevind word, beteken dit die foute, die tekorte word gesien. Oh. Ek herhaal, dink ek het dit 2 weke of so terug herhaal, sê Joshua Matteus 5 vers 48, het hy die maand gesê. Hy sê, word dan volmaak. Nie try nie, nie probeer nie. Hy sê word. En as hy sê word, beteken dit it's possible. We can reach fullness, perfection. If he demands it, it's able for us. Because he has opened the way, the road, for us to be possible. Want as ons wat nog in 'n tyd sig, is dit nie wat nou is nie. En vol beswaard. Hoor nou mooi. Nou moet jy mooi luister. Dit beteken, en nou Nico is ongelukkig al die jare een van hierdie gewees. Vir my is die lewe een fees. Van kind af, en ek het nie altyd dit lekker gehad nie, ek het dit my lekker gemaak. My lewe was al die jare nie net lekker nie, ek ken stryd, ek ken krisisse, ek ken probleme, maar te midde, ek kan onthou, te midde van die ergste en die negatiefste, het ek nooit verlang om dood te gaan, of nooit verlang om na hemel toe te gaan nie, ek het nog altyd dit geniet net om hier te wees. En dan baie pastore af, maar ek sê, iets is nie lekker met jou nie, want as ons hier oor gesels, en nou gaan sê, nee, ek wil nie gaan nie. Sê hulle, Nico, iets is, sê, nee, snap hierdie ding. Terwyl ek nog hier is, kan ek vir hom iets beteken. Wanneer ek daar is ek in sy volheid. Soos hy sê aan die kruis, it is finished. Dit beteken nou nie by praktiese beklaasie, dis klaar as ons daar bo kom nie. Nee, inteendeel het ek baie skrif en baie lening nog hierdie jaar gegee word. Ons gaan glad nie daar sit en niks doen nie. Ons gaan geactiveer, ons is dan geactiveer in 'n ander reale, baie meer gaan ons doen, baie meer as wat ons huidig doen. Maar alhoewel, kom terug by my punt van hierdie skrif, ons is in 'n sig, hoor mooi wat hy sê, want ons is nog in die tent, wat nog in die tent is, sig, voel, beswaar. Waarom? Want iewers kom ek en jy agter, Nico en Chris, hoe meer jy groei, hoe meer geestelike openbaring en kennis besit neem, hoe meer verander jou gedagtegange, jou begeertes. En nou, ek wil dit nou versigtig sê, maar nou nie weghardloop hiermee nie. Die afgelope week soveel so, dat op 'n stadium ek gevoel het ek wil aan haar roep en Vader sê, ek het dit nie gedoen nie. Op 'n stadium toe voel ek nie, ek gaan my kinders, my 2 dogters bel, en ek gaan dit vir hulle sê. Ag, asseblief nou nie hiermee weghardloop nie. Julle moet altyd dat ek sekere goed nie sê nie, nou, hier kom nou een van die goed, ek hoop ek kan dit nou vang. Soveel so, dat ek wou hulle bel vir hulle sê, neem kennis, Nico voel, ek gaan nie meer lang by julle wees. Los dit, net daar. Wat ek sê, die ervaring, die groei, maak my al hoe meer los van hierdie tentwoning. Al hoe meer en meer besluit ek wil hom oppak. Jy sien, en nou praat Nico nie, hy wil doodgaan nie. Niks. Totaal iets anders. Ons gaan mooi hierby uitkom, ek gaan mooi probeer verduidelik. Sig, voel beswaar, omdat ons liewer nie ontklee nie,
bring dit terug, maak dit meer prakties. In die plek van die gebou, ek kry nie 'n nuwe liggaam nie, 'n nuwe kleed nie. Net om 'n bietjie meer perspektief te stel. Maar oorkleed wil word. Hoor nou mooi, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. En hou net daar. But to clothe ourselves over in order that what is mortal may be swallowed up by life. U sien, u en ek moet hier change. Ek wil nie net glo om een dag. Ek wil glo om te ervaar. Ek wil glo om te belewe. Halleluja. Ek wil ervaar dit wat ewigheidswaarde het. Hoor mooi, ek sê dis 'n verskil om te glo en dis anderste as om te ervaar. Is een om al sy goed te hoor, is 'n ander ding om dit te gehoorsaam. Oorkleed wil word, die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiertoe toeberei het, is God. Hoor mooi, hy wat ons hiervoor toeberei het, is God. Satan, ek wil hê jy moet dit hoor. Ongeloof, ek wil hê jy moet dit hoor. Klein geloof, ek wil hê jy moet dit hoor. Daar's 'n skepper God. Daar's 'n skepper God. Hy het 'n prys gebetaal en hy het besluit, daar sal diegene wees wat my hoor, wat my gaan antwoord, wat my gaan gehoorsaam en wat alles aan my gaan oorgee. En omdat ek weet hulle gaan oorgee, wil ek vir hulle nie hierdie keer uit stof iets bou nie, maar hierdie keer uit jaspis, uit krisoliet, uit topaas, uit kartonaal, en safier, ek wil vir hulle 'n heerlikheid bou. Ek wil hulle siel, ek wil hulle gees beklee, ek wil hulle oorklee. Hulle moet die sierlikheid wees van die hemele. Hulle moet beweeg en uit soos hulle wil, maar waar hulle beweeg, moet hulle my volheid van verlange, my volheid van begeerte ervaar, sien en belewe. Maar hy, toe sê hy hiervoor toebereid God, wat is ook die gees, ons het gehoor, hy die gees van Jafasua, 'n paar weke terug, jy kan dit onthou, binne in my en jou gegee. Ag, ek sê dit opreg, moenie sy gees van sy seun, wat binne in jou is, stil maak. Passief hou nie. Ek wil jou vra, maak moeite om hierdie gees wat hy gegee het, lewendig te laat funksioneer, lewendig te laat manifesteer. Dit gaan radikaal my en jou lewe orden tot 'n roemryke, heilige, oorwinnende lewe in hom. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon, want ons wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie, maar hou goeie moed en verkies om liewerste uit die liggaam uit te woon. 'n keuse. Hoor hier, mag ek dit sê? Ek maak nou grootstelling, volgens hierdie skrif. 'n keuse. Moenie wag vir die dood nie. Jy het 'n besluit, jy het 'n keuse. Ek wil nie meer in hierdie liggaam woon nie. Ek wil uitwoon, want ek wil by hom.
Ek wil by hom in sy heerlikheid, in sy majesteit, wil ek inwoon. Wie geniet dit? Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, hoor mooi. Of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Hier bring hy nou balans vir ons wat langer wil bly. Hoor mooi hierdie skrif. Hy sê siel, gees en liggaam onberispelik te bewaar tot ek hom sien van aangesig tot aangesig. Met ander woorde, die keuse is by my en jou deur geloof. Wil ek bly of wil ek gaan? Wil ek oppak en gaan? Wil ek uitwoon en inwoon? Hier is mind-blowing, om my nie bekommerd nie. Want ons moet almal voor die regterstoel van Jahweh verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of dit kwaad. Ek het ou jaar het ek net vinnig genoem, verskoon hier nog, en ek het vinnig ou jaar genoem, en hier nog sê die skrif, hoor nou mooi, het met God gewandel, en hy was nie meer daar nie. Met ander woorde, vanweer sy wandel met God, het hy die dood nie gesien nie, maar het hy uit hierdie liggaam uitgewoon, en by sy skepper ingewoon. En ek het gesê, dis die hoofgedagte vir 2025. En toe gee ek 'n tema, en ek sê, nearer, closer, and deeper, want. Ek stop daar, want, doetjies. En daarom het ons bedien nou, uit verskillende hoeke, want u sien, die tentwoning moet afgebreek word, een of ander tyd. Maar dit laat my en jou nie wees nie. Vir ons, wat in hom is, gehoorsaam is, wag daar 'n gebou, is daar 'n huis. Nou kom hy hier in Markus 14, die 58ste vers. Nou sê hy, ek gaan hierdie tempel afbreek, wat met hande gebou was. En dan sê hy, en ek gaan 'n ander een opbou. Hy sê, opbou. Hoor mooi, wat nie met hande gemaak is nie. 'n Radikale verskil. Die een breek hy af, en dan sê hy, ek gaan 'n ander een, maar nie met my hande nie. Gaan 'n ander een bou, opbou. Ek wil jy moet vir 'n oomblik mooi verstaan, nou bring my jou tot 'n besef, die fisiese tempel, wat die Vader vir die volk Israel gegee het. Hoor mooi, die fisiese tempel, ken ons almal baie daarvan gehoor. Fisiese tempel wat hy vir hulle gegee het. Hy het daardie tempel vir hulle gegee. Hoor mooi, omdat hy Israel sy temperament geken het. Omdat hy hulle as mens, as volk, gebesef het, wanneer luister hulle en wanneer luister hulle nie.
Wanneer glo hulle en wanneer glo hulle nie. Het hy hierdie tydelike tempel vir hulle gegee. En luister mooi, in hierdie tempel het hy, dit was die ontmoetingsplek vir hom met hulle en hulle vir hom. Maar net die hoëpriester kon eenmaal 'n jaar in die Allerheilige. Snap? Met ander woorde, God self het hom ingeperk tot ontmoeting, tot gemeenskap. Homself ingeperk en beperk. Homself. En sodoende het hy sy eie volk gebeperk tot ontmoeting met hom. Want net die hoëpriester kon ingegaan. Besef dat in hierdie tempel het God hulle almal gevergewe. Het almal vrygespreek. Het aan almal nuwe lewe of 'n nuwe vergifnis of 'n skoon rekord gegee. In hierdie tempel, moet jy nou mooi onthou, was 'n klomp voorwerpe gewees. En 'n besonder was die ark. En al hierdie voorwerpe en hierdie ark met die staf van Aaron, die pot manna en die woord, alles het kosbare betekenisse gehad vir wat kom. Met ander woorde, toekomstige dinge. Kosbaar. Maar Jahwe self het in hierdie tempel neergedaal in vuur. En had hy geantwoord ja of nee. En dan het die priester uitgegaan en vir die volk gesê, julle is reg of julle is verkeerd. Julle is vry of julle is nie vry. Julle is vergewe of julle is nie vergewe. Die plek waar hy met hulle gedeel het, besef mooi. En alhoewel hierdie tempel en hierdie ervarings kosbaar was en mooi was, het hierdie hele tempelmodel beperkings gehad. Nommer 1 of die belangrikste, gaan net die een noem vanmorgen, dat is vreeslik baie. Gaan net die een noem. Hierdie manifestasie, al hierdie rituele, alles wat daar binne in plaas gevind het, kon die mens nooit wederbaar nie. Kon nooit die mens verander nie. Kon nooit die mens geestelik laat groei het nie. Kon nooit van die volk Israel 'n beter volk gemaak het nie. Inteendeel, as hulle gehoor het is reg, het hulle teruggekeer na hulle swakheid toe. Teruggekeer na die verkeerde toe. Inteendeel, het hulle verder weggedrywe. Met ander woorde, die ritueel het nie meer sy krag gedra nie. Die offers het nie meer hulle krag gedra nie. Dit het 'n gewoonte geword. En omdat dit 'n gewoonte geword, geen krag, en daarom daal dit en gaan dit erger. Mag ek net dit sê? Ek het groot geword in Pinkster. Ek ken koortjies sing, ek ken hande klap, ek ken voete stap. Dat by die eerste of die tweede koortjie breek die krag deur, breek die heerlikheid deur. Maar omdat het in die kerk 'n gewoonte begin raak het, kan jy 10 sing en as daar nog nie 'n deurbraak nie. Kan jy die beste orkes en as daar nog nie 'n deurbraak. Van die volk het gewoond geraak te prys, gewoond geraak aan sekere temas of slagspreuke of maniere. En dit was presies die sin. Nou kom Jahwe. Nou sê hy, ek gaan dit vernietig. Halleluja. Ek gaan dit afbreek. Want dit is met hande gemaak. En ek gaan 'n ander een opbou. Halleluja. Wat nie met hande gemaak is nie. Another
not made by hand, will I raise. Wat 'n verskil. Besef ek het gesê, al die voorwerpe binne in hierdie tempel, en daar was baie. En dan ook die ark en die 3 wat daar binne was, ensovoorts, en die rituele. Jahweh sê, ek gaan hulle almal tot niet maak. Afbreek. Vermorsel, as ek het so kan stel. En dan gaan ek die volheid van elke een se vervulling, die volheid van elkeen se betekenis, gaan ek as skepende gees, hoor mooi, gaan ek dit herskep, en dan maak ek dit lewendig. Hoor mooi. 1 Korintiërs 3:16, 2 Korintiërs 6. En dan gaan ek dit alles wat ek herskep en wat ek lewendig maak, nie terugplaas in 'n tempel wat met hande gemaak is nie. Ek gaan dit terugplaas in julle liggame wat die tempel is. Hoor mooi, al die voorwerpe breek ek af. Hoor mooi, en dan gaan ek opbou my pa se hart, my pa se oorspronklike begeerte. En dan gaan julle nie net sommer iets sê nie, julle gaan opstaan, julle gaan lewe, julle gaan die bonatuurlike binne in julle self hê, want my pa het besluit, julle liggame is sy tempel. Ek dink laas ek op die vorige week, julle liggame, die volheid van hom, Efesiërs 4, die volheid van hom, sans op jou liggaam, die volheid van hom, wat alles en almal wil vervul, sê iemand wat bly is. Ek wil gou vir jou iets kyk maar. Hy sê doen dit in 3 dae. Hy praat niks van die 3 nagte nie. Snap dit? Want in die nag, duisternis, oorwin ek die dood. Oorwin ek die doderyk. Breek ek daar die evangelie. Maar in die dag, bou ek op. Wat ek in die nag gaan terugvat het, wat aan my pa behoort, as jy iemand waar het snap. In die nag het ek gaan oorwin, en ek gaan terugvat, vir evangelie gepreek, en ek het terug, en dan in die dag, dan bou ek dit. 3 dae, 3 days, 3 days, los hom, 3 days, I built a fresh, a perpetual, a eternal, brand new temple. As jy iemand wat bly is, as jy iemand wat dankbaarheid sê, halleluja, hy verdien 'n lofoffer, hy verdien 'n prysoffer, hy verdien 'n heerlikheid, heilig en groot gemaak. Ag, vergun my, wat oor hy tydjie, spreek ek volmaakte tempel, spreek ek volmaakte liggame, breek ek alle vloeke, breek ek alle bindinge, maak ek God se volheid, maak ek God se heerlikheid in hom los, hoor hom los, halleluja! Die nag is duisternis, wil niks weet, hy daar ingegaan. Maar die dag
wil ek alles weet. Wie verlang om die volheid van die dag? Dit beteken by implikasie dat Yahshua het die absolute volmaaktheid, die absolute volheid van die Godheid in 3 dae gebou. In 3 dae gebou. Hoor mooi. 1 dag vir die siel. 1 dag vir die gees. En die 3de dag vir 'n gebou, 'n huis, 'n liggaam, heilig, rein, tot sy lof, tot sy ere. Daarom so kardinaal wat Melanie herinner het. Ek en jy moet hom gehoorsaam. Dit bring my en jou tot 'n besef. Ek sal moet meer oorgee. Luister mooi. Hy sê hierdeur word die beperkte verslind. Wie verstaan nou net wat ek my kinders oor wou gebel het? Die beperkte verslind met die onbeperkte. Mag ek hier 'n vreeslike toets doen? En miskien is ek te vinnig nou. Ek wil 'n toets doen. Wie sê, Heilige Ruach, wederbaar my, soveel so, ek wil nie die dood sien nie, maar ek wil uitwoon, en ek wil inwoon. As Henog dit kon gedoen het, as Henog dit kon gedoen het, ek herhaal, as Henog, hy sê en Henog, het met God gewandel. Met ander woorde, hy het in die Ou Testamentiese tyd die tempel laat staan en hy het gesê, ek is die tempel. U bly binne in my en ek bly binne in u. En hierdie tempel rig ek nou in volgens al die voorwerpe, volgens die ark, die potmanne, die staf van Aaron en ja, gee ek alles oor, sodat die volheid daarvan mag sy volheid, mag sy, ek roep vanmorgen sy Heilige Gees werking. Ek roep vanmorgen die hart van jou Skepper God, wat jou geroep het as sy tempel, dat al hierdie voorwerpe manifesteer in jou en deur jou, sodat sy volheid in jou siel en jou gees van jou besit kan neem. Wie verstaan nou, sodat onberispelik bewaar word. Het alles, met ander woorde, vir hom het het gegaan, hoor mooi, soos wat ek sy seun met hom die volheid ervaar. Wie moet luister? Julle, wat 'n nuwe gebou is, 'n dubbele mate mag kry. Ek het nog so ietsie om te sê, maar die Gees hou my gou vas. Wie wil net vanmorgen sê, ek gee my siel, ek gee my gees, en ek gee my liggaam aan u oor. Ek bid u wederbaar my, tot my gebou, wat u vir my het. Recreate me, accordingly my house, you prepared for me. O, maak jou gees oop. Maak jou gees oop. Dit is belangrik nou, dat hy in jou gees moet werk. Want luister mooi, as ons uitvoer, wil ek nie agterkom, ek word nie oorklee nie. Ek kan nie naak bevind word. As ek naak bevind word, ikabot. Sorry vir die uitdrukking. Ikabot. Maar ek het 'n kleed, 'n huis. Ag ek sê, 'n heerlikheid, 'n goddelikheid, 'n bonatuurlikheid,
erfgenaam, 'n priester, 'n koningsseun, 'n koningdogterhuis, om gebekleed, geoorkleed te kan word. Loop gou saam met my. Ek gaan nou nagmaal gebruik, binne 'n paar minute, hoor mooi. Eva en Adam eet wat hulle nie moet eet. Hulle is sondig. Wie moet luister? Die vader kom en hy sien en hy hoor. En hier gaan die vader en hy gaan slag 'n lam. Sodat hy hulle naaktheid, want hy is hulle naak los, Ikabod. Gelees daar Genesis. Hy gaan slag 'n lam. Hoor maar nou mooi. 'n tipe van sy eie. En hy gemaak van 'n rokke van vel, sê ek dink vers 14-15 daarom. En hy gee dit vir hulle, sodat hulle naaktheid bedek kan wees. Dit beteken, naaktheid beteken hulle foute, hulle sonde, hulle swakheid, hulle verkeerde goed. Maak dit toe met 'n offer wat ek julle Skepper self julle gegee het. Hier is dit vir my onverklaarbaar hoe groot kan sy liefde wees. Hoor mooi. Weet jy, as ek en jy 'n dingetjie bou en maak, maar hy bly breek en hy bly snert hê, vul jy hom nader op en smyt hom. Maar ek sê maar hy sê nee, ek het 'n werk begin. Ek het 'n werk begin. Ek het my gees jou gestuur. Ek het my woord jou gestuur. En ek gaan nie ophou met jou, totdat jy oorgee, totdat jy alles gee, totdat jy ook sê tot hier toe, nie verder nie meer my wil nie, maar laat die wil in my en deur my tot sy volheid kom. En toe die volheid kom, en dan moet luister, ek kom nie terug, onverklaarbaar sê ek, maar hy bring my tot die goddelike besef ook, aan die ander kant, hy het my, en het jou gemaak, hy alleen het die sê, hoor mooi, hy alleen het die sê, ag, ek gaan net so 'n bietjie borduur, Satan, sonder swakheid, as 'n skepper God, wat vanmôre sê het, vir elkeen in hierdie plek, en ek gee nie om hulle swakhede nie, ek gee nie om hulle foute nie, ek gee nie om hulle tekorte nie, maar as 'n skepper God, dis sy saad, hy sê in sy saad, is 'n onverganklike saad, en op grond van sy woord, wil ek vanmôre oor hierdie hele gehoor spreek, lewe, en die lewe van Jafashua, oorwinning, en die oorwinning van Jafashua, deurbraak in jou gees, die van Jafashua, sodat jy nie meer swakkeling, nie meer 'n sterweling nie, maar 'n oorwinnaar, 'n ewige, van hom tot sy lof, tot sy ere, sal wees. O, wie kan sê halleluja? Die wil hom 'n lofoffer gee. Gee hom 'n prysoffer, en die vloeke breek, die swakhede breek, die negatiewe breek, en hy herbou, en hy hersker, hy gooi nie in die asplek nie, hy gooi nie in die hel nie, hy tel jou op, na hoër hoogtes. Toe die volheid kom, toe gaan hy na sy seun, want jy sien, hy hoor sy seun sê, ek moet nou hoor, die lammetjie in Eden het nie gepraat nie, hy het gewy. Maar die seun sê,
wil hierdie tydelike tempo breek. Die seun sê, pa, slag my. Wie hoor? Pa, slag my. Waarom? Ek wil vanmôre almal 'n nuwe gebou gee. O, wie hoor? Is er iemand wat hom 'n dankie wil sê? Is er iemand wat net wil sê, kom ons Skepper Gees. Is er iemand wat wil dankie sê? U vergewe my. U vergeet. Ek kom nie vanmôre uit 'n gewoonheid nie, maar ek kom vars. Hier's 'n dankbare hart. Hier's 'n positiewe emosie. U het die prys betaal. Halleluja! Sodat hierdie sterflike liggaam, hierdie tentwoning vanmôre gebreek kan word. Nou sê nie julle gaan dood nie. Amen, amen. Daar skrif sê dit glad nie. Daar skrif sê, sodat julle almal deur geloof soos Henog ek weet ek gaan gekritiseer word. Ek gee niks om nie. Sy woord is ja. Sy woord is amen. En ek maak vir elkeen los wat vanmôre gehoorsaamheid aan sy woord is. Kanselleer ek die dood oor elkeen. En ek roep 'n lewe. Ek roep 'n lewe. Ek roep 'n ontmoeting in die lig of apart. Maar die dood geen mag. Die dood Osakabarabando. Geen gesag. Hy het sy kleed gegee. Ek sê hy het sy kleed gegee. Wil jy nou vanmôre dit kan oorklee, sodat die naaktheid vanmôre toegemaak. Wie is bly? Die verlede is tot niet. Is 'n nuwe toekoms. Is 'n nuwe guns. Is 'n nuwe krag. Is 'n nuwe jaarlikheid. Melanie en pastoor Dawie, pastoor Esmy, sal nou weet waarvan ek praat. Wanneer God jou 'n preek gee, dan moet ek sê, van wie omstandighede, ek's negatief nie positief, was ek al 11:30 in die bidkamer. Amen. Woo. Amen. En hoe meer ek aan skrifte lees, Ja. Meer praat. en hoe meer baie openbaar, Ja. hoe meer vra ek, gee my genade, Ja. u hart duidelik te maak. Amen. Maar hier kom wat ek wil gesê het. Maar die krisis is altyd die uitnodiging. Vir wat gee jy uitnodiging? En ek praat met hom. Want jy sien, heiliglik interessied ek nou al vir 'n baie lang tyd. Intensief vir hierdie dorp. Ek kyk verder as die tydelike. Ek kyk verder as die beperkte. Ek kyk na die onbeperkte. En in my gees is ek bewus van 'n wind. 'n Heilige Gees wind wat gaan begin waai. En niemand en niks gaan hierdie wind keer nie. Wat sê jy, pastoor? Dit beteken, hier gaan binnekort mense hier sit wat jy nooit gedink het hulle sal hier land nie. En wanneer dit gebeur, moet jy nie verwonder wees nie. Daai môre moet jy hom begin loof. Moet jy hom begin prys. Want dis sy wind. Dis sy wind wat hulle uitwaai. Want hy sê soos elkeen wat deur sy gees gelei word. Halleluja. Halleluja. Is hy nie groot nie? Is hy nie wonderbaar nie? En hy sê vir my, ek vra, hoe moet ek uitnooi vanmôre? Wat moet ek doen? Want jy sien, die norm is, elkeen wat A, B, C kom, en ons lê hande op. En ek hoor hoe sê hy vir my,
vra hulle wat opreg van hart is om net op te staan en my te begin aanbid en te vra, ek wil die gebou op hulle losmaak. Ek wil die gebou ervaring. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken hier kom wederbaring, hier kom losmaking van hierdie wêreld en van jou siel, jou gees, jou liggaam, en jy kom agter en jy roep saam met die Heilige Gees uit, kom, kom, kom Jafashua, kom, vir jou vir 'n oomblik, gee jou vir 'n oomblik, ek strek my hand uit na jou, asof ek jou nou aanraak, met sy guns, met sy seën, met sy bevrugting, sodat jy maksimaal kan groei, maksimaal in oorwinninge kan wees, maksimaal in 'n gebou van God. Ek elimineer elke limit op jou liggaam vanmôre. En ek release 'n limitless oor jou liggaam. Jou liggaam sal nie meer swakheid hê nie. Jou liggaam sal nie meer beperking hê nie. Maar as nuwe tempel, as opgebou, tot sy lof, tot sy ere, tot sy heerlikheid. Keparaposara, keperebetema, ja, ontvang, maak jou gees wyd, maak jou gees wyd, hy salf, hy verheerlik, halleluja. Heilige Vader, ek ken vanmôre my hart, dankie dat U my gehelp het, dankie vir die voorreg dat ek kon en mag, en op grond van U heilige woord, spreek ek oor hierdie hele vergadering, U roemryke seën, en dat hierdie woord bonatuurlik in elkeen sal woon, en elkeen bonatuurlik U volle krag sal ervaar, U volle heerlikheid sal beleef. Ek wil jy moet vanmôre besef, as jy nou nagmaal toe gaan, ek gaan nie uit gewoonte uit nie. Jy breek die gewoonte vandag, sodat hierdie tafel sy maksimale krag kan hê. Met ander woorde, ek vra jou, ek gee jou raad, jy gaan tafel toe mooi, as jy daai stukkie vat, dan sê jy nou, verruil ek die tentwoning vir God se gebou. Dan sê jy, ek eet nou die beperkte, verruil ek nou vir die onbeperkte. En wanneer jy die wyn vat, dan drink jy en sê, nou verseël ek, alle onbeperktheid is gone, ek verseël onbeperktheid is gone, onbeperktheid nou, in my gees, in my siel, en in my liggaam. Ek vra dit nie om my te bless nie, maar jy wat het geglo het, gee hom 'n lofoffer. Sê hom dankie. Hom. Oh. Sy seun sê hom. Hierdie ou tempel werk nie meer nie. Ek kyk na U is beperk, U is ingeperk, terwyl U eintlik in volheid wil lewe. Ek gaan dit stop. Slag my. I want to go into the enemy's camp. And I want to take back what belongs to you. Oh, ek spreek oor julle uitgehaal. En die swakke uitgehaal. En die pastoor kan nou praat, kan hy se salwing. Amen. Jy sê heerlikheid wat my vashou. Wie glo vanmôre die onbeperkt is in hom moontlik? In hom moontlik. Hou jou hand net vir 'n paar oomblik in hom moontlik. Laat dit so wees, laat dit so wees. Laat dit so wees, laat dit so wees. Dat jou gees nou bevrug word. Dat jou gees bevrug word. Jou spirit enlightened. Let His glory be revealed unto you.
so that you may receive maximum. Hallelujah, of His glory, His power. Een losmakende geest. Kom, o scheppergeest. Maak levendig. Die heilige volk, maak levendig. Die heilige waarheid, maak levendig. Die heilige guns, die heilige goedheid. Halleluja. Alom alleen. Ek het julle dus nie nou uitgeroep, laat ek lei is. Volgende Sondag sal ek weer uitnooi. Maar het gehoor wat sê hy. Nou gaan julle nagmaal toe. Ek verruil die beperkte vir die onbeperkte. Halleluja. Maak het los in jou gees. Halleluja. En be anticipated. Something good might happen there with you. Kort illustraties. Dankie. Dit is so 'n belangrike boodskap. Wat Paulus lankal ontdek het. Hy het gesê, terwille van julle maak ek die keuse om in die liggaam te bly. Maar, hoewel hy in die liggaam bly, het die onverganklike begin uitsteek. Wat beteken dit as die onverganklike uitsteek? Daar's siektes, maar dan kom die genesing. Daar's probleme, maar dan kom die onbeperkte. En hy steek uit in ons menslike hoedanigheid. Want u sien, soos Paulus het ons 'n bediening en ons kies dalk om terwille van julle te bly. Maar met die volle uitsteek van die gebou wat nie met hande gemaak is nie. Want dis waar ons onbeperking in sit. Die vers wat altyd gekwoteer word in Tessalonisense, gees, siel en liggaam onberispelik bewaar. Hierdie beteken spesifiek dit. Daar's 'n onberispelike bewaring. Alleen as die gebou van Jaffa uitsteek. Verstaan ons dit? Vir my het dit vanoggend 'n nuwe oogmaker gegee. Ek gaan begin beweeg. En terwille van u, terwille van miskien my gesin en my familie, maar ek gaan beweeg met dinge wat uitsteek. Die gebou van Jaffa, toe hy opgestaan het uit die dode, was dit die gebou van Jaffa wat beweeg het. 'n onverganklike liggaam, maar hy het 'n liggaam gehad wat ons kon herken. Maar hy was reeds verander tot die volle dimensie. Staan saam met my. So voorreg om mekaar te kan sien. Ek gaan 'n ander sien wat die rykdom van die onbeperktheid weerspieël. Ons vind dit opgeteken in 1 Korintiërs 3 vers 22 wat sê, alles behoort aan julle. Alles. Mits jy in die onbeperktheid leef, né? Hy sê, of dit die wêreld is, die wêreld behoort aan jou. Halleluja! Of die lewe, dit behoort aan jou. En hy sê hier ook, die dood behoort aan jou. En ek het hierdie week baie daaraan gedink as ek daar begin beweeg. Die mag van lewe en dood is mos in ons tong. En dan begin ek net, wanneer daar aspekte is, wat nie uitsteek soos wat dit moet nie. En ek begin die lewe en die dood sê, dit behoort aan my. Maar ek het krag oor jou.
Die teenwoordige tyd nou behoort aan jou. Daar's geen beperking. En ook môre, die toekomstige, behoort aan jou. Alles behoort aan julle. Maar terwyl hy uitsteek, want ons behoort aan Jafashua. Wees geseënd in hierdie rykdom. Terwyl julle beweeg met alles wat aan julle behoort en mag die volle gebou van Jaffa, nie met hande